Ag Jette, baie dankie dat jy gewillig is om jou storie vandag met ons te kom deel, Afansa. Ons waardeer dit so baie. Kan ek asseblief net vra dat jy heel eerstens net jouself voorstel aan ons kykers? So ja, net jou volle naam en van, bietjie wat jy doen vir 'n lewe en dan ook net so bietjie oor jou familielewe ook. Goeiemiddag almal. Ek is Lewansa Daniels. Op die oomblik 55. Ek het 4 seuns en 1 dogter wat by my is. My suster se kind wat by my bly. Ek het tot op April het ek gewerk 15 jaar by JJ Lawrence Plumbing. En na dit toe ek nou moes gaan vir die operasie en vir die radiation, het dit 'n bietjie moeilik geraak want toe het ek nie meer verlofie, ek het nie meer siek verlofie. So ek het nou op vroeër pensioen gegaan en op tans is ek by die huis, maar ook besig. Ek doen bietjie hospitaalbesoek, dieselfde wat ek moes deurgaan, is ek nou besig om ander bietjie te help. En dan is ek soggens elke oggend is ek nou besig by die gym, net om my arm nog 'n bietjie, hy is nog nie so heeltemal reg nie. En dan intussen het ek mos nou maar met die siekte of goed, ek weet ook nie of die skok of wat sê hulle, het ek nou is ek nou diabetes en hoë bloed en ek probeer dit nou ook maar beperk met die oefeninge en die baie water drink en al die goed, ja. Okay, ag dankie Levansa, dankie vir daai deel. Ag jene, maar ja, ons gaan nou sommer direk in die vragies nou ingaan. In die ernstige vragies, maar ja, so ons sal jy asseblief vir ons vertel hoe hierdie hele journey begin het. Hoe het jy uitgevind dat jy met borskanker gediagnoseer was? Ek was by my huis is dit nou amper soos 'n roetine wanneer iemand verjaar, dan hou ons gewoonlik ons eet baie lekker saam. En daai aand, ek dink dit was 5 jaar terug, het ons een aand gesit en ek het ons familie en my vriendin wat nou nog een van my support, sy's regtig een van my support, sy het langs my gesit en sy sê vir my hier by my nek iewers is dit lyk of 'n knop is. En nou het ek nie, dit was die 2de Maart 2020, dis reg. Ek sit op die bank en sy sê vir my hier so 'n knop. Maar nou sien en ek kyk weer en sy sê nee, ag daar verdwyn dit. En ek net omdat ek nou 'n bietjie bekommerd is, gaan ek die volgende dag 'n dokter toe en die dokter sê vir my en is 'n ouerige dokter, hy sê vir my dis 'n SCAS, 'n thyroid en hy ken nie eintlik dit nie. En dan was daar mos gewoonlik, is dit Oktober maand, is dit mos nou maar borskanker maand, dan het die gemeenskap klinieks en so, het hulle mos nou die pink ladies en verskillende goed wat hulle doen. En ek gaan ook toe maar soontoe, dan toets hulle mos jy diabetes en hulle toets jou al. En toe kom hulle agter, dit wat in my nek was, is nou nie meer in die nekkie. Hy het nou, bietjie het hy gebeweeg. En sy voel hom toe dat dit hier by my bors is op die linkerbors. En hulle maak vir my onmiddellike afspraak by Grote Skuur, want ek het destyds het ek by Grote Skuur gewerk, ek bedoel in die Kaap, in die stad, so dit is vir my makliker om dan weer werk toe te gaan, en ek gaan soontoe, en man met klompe goede, want ek het so baie mammograms gedoen, ek het so baie biopsies gedoen, en tot hulle vir my op 'n keer het die professor vir my gesê, hy dink is 'n bietjie te veel, want ek dink is 4 of opsies 4 mammogramme en elke keer doen dit eintlik bietjie skade. So hy het nou maar vir my gesê, hy roep toe my in, en dis nou 4 jaar terug. En hy roep vir my in, want soos ek sê, ek het nou maar baie gegaan vir die opsies, baie vir dit. En die 9de Desember 2024 het hulle nou vir my gesê, hulle gaan 'n stukkie van die bors sny, en dan gaan dit weggestuur word, want hulle moet dit nou ontleed. En hulle stuur dit toe weg. En Januarie, ek is gewoonlik gaan ons Januarie, my familie bly almal in Struisbaai. So Januarie gaan ek toe Struisbaai toe vir 'n bietjie kuier, en ek voel nie so, want is omtrent 2 uur se ry, en ek voel nie so lekker die aand toe ek nou daar is, en my suster gaan toe, laat ek nou kom by die kliniek, die daghospitaal daar by ons uitkom in Struisbaai, en daar ontdek die suster, ek sê ek is nou nog dankbaar,
die suster wat in beheer is, sy sê, vra nou wat het gebeur met die, ek sê, hulle het nog nie vir my gebel, Desember, om te sê wat, of hulle iets gekry het in die borsie, maar nou, jy kan gelukkig mos by alle privaat hospitaal, of whatever, kan jy mos op jouselfde leernommer, het hulle ingegaan, en sy sê vir my, daar's baie wat hulle verwyder het, maar die groot ene, hulle kan sien, hy's bietjie hy's sy wil nog nie vir my heeltemal sê nie, want sy was nog bang, ek het mos nog nie geweet nie. Gelukkig was my suster by my gewees, en dit was nogals 'n bietjie skok, want ek het nou nie dit verwag nie. Ja, En toe ek niks kry, en toe styg die bloed en die bed, hulle kom bekry die af, ek moet nog so 2 dae daar weer terug gaan, en toe vind hulle uit met die skok, het ek toe hierdie goedjies ook by gekry. En ek, jou eerste ding is mos, maar jy word nou kwaad, en dan kom die huil, dan kom die vraag, en want ek is maar altyd te gesond, ek is lief vir swem, ek is lief vir loop, ek is lief vir al hierdie goede, so ek eet nie suiker in my koffie nie, al hierdie goed wat ek nou weet wat ook kan aanleiding gee, so dit vir my was dit 'n baie groot skok, en omdat niemand van ons en ek het uitgevind, want dit wat hulle vra gewoonlik, is daar enige iemand in die familie wat ons borskanker het, en niemand het borskanker, so vir my was dit nou een uit die groot familie, en toe ek nou terugkom hospitaal, hier terugkom stad Kaap toe, want ons is in Struisbaai, toe maak ek my afspraak, ek gaan in Januarie, en toe ek nou die afspraak eers kry, Januarie, toe sê hulle moes al vir my laat weet in Desember. En toe moes ek nou onmiddellik die dokter sien, onmiddellik die social worker, en toe gaan jy nou in, en toe die dokter sê moes nou, dis nou so ongelukkig, en die naam wat hulle vir my gee is malignant phylloid tumor, 'n baie groot naam. Wel het hulle gesê dis 'n skaar tipe borskanker. Hulle sê dit is nie kwartaardig of nie, dit kan nie versprei na die hele liggaam toe nie. Dis wat malignant phylloid tumor beteken. Maar die een ding was nou, of hulle moes dan die hele bors verwyder, of hulle moes nou, van die stukkie wat hulle voel, wat hulle sien, hy lê onder die bors, so as hulle nou dan gaan hulle die helfte van die bors moet verwyder, maar dit kan ook wees, dat hulle agterna dit weer moet doen, en weer moet doen, en dit het nou, hy is meer as, eintlik meer as die helfte, nou, hoe gaan ek nou lyk met meer as die helfte bors, wat, ek nou nie eintlik, ek weet nou nie. My man was nie saam met my nie, en my suster het all the way gekom uit Struisbaai uit, en my vriendin, wat my support is, en ons moes my man bel, en vra of hy tevrede is, en toe vra hy ook nou hierdie vraag, nou kan hulle nie net die stukkie nie, en die dokter gelukkig was hy ook nog daar, en hy sê, dan kan dit ook wees dat hulle weer moet sny, en weer moet sny, totdat hulle maar die hele bors moet afhaal. So dit was my, en dan het hulle die 23 Februarie, ek hospitaal toe, die 24ste het hulle die bors verwyder, dan het ek so 4 dae gebly, tot die drein, dit moes nou 'n drein in wat jy dit moet doen, so tot die drein verwyder is, en dan is dit tot daartoe teruggekom. Toe ek nou weer terug werk toe, want ek moet nog kyk die werk wat ek doen, want ek werk by JJ Lawrence, so ek is 'n skakelbord, reception en filing. So filing beteken ek het hoë lesenare wat ek albei arms moet maar gebruik, en die arm wat die bors is nog nie vir my reg nie, en dan moet ek baie buk, en dit is nou 'n bietjie met al hierdie goedjies het dit nie vir my lekker gewerk nie, en dan nou van die my maand, toe moes ek nou maar weer begin met radiation. Ek bedoel, die 4de Mei, die 4de Mei moes ek begin, as dit mos nou vir 15 dae aan een. En ek het opgehou die 4de Junie opgehou met radiation. So dit is my story. Nee, maar wel gedaan, Jetta, en toe na jou bestraling nou, het jy nou alweer vir 'n opvolgie gegaan by die dokter, is hulle tevrede?
ek moet nou, ek wag, hulle het gister vir my laat 'n lykie gegee. So hulle gaan nou weer, want ek moes nou agterna moes ek nou weer gegaan het, so hulle gaan nou hierdie week. So ek het nog gedink hulle gaan ook vandag, want hulle het gister vir my gebel om te sê die social worker en dan die dokter. So ek sal nou eers môre hoor wanneer ek nou miskien weer hospitaal toe gaan, dan sal hulle verder. Want al wat ek nou moes, gelukkig het ek daarmee nou, ek moet nie nog klomp pille nie, behalwe mos nou maar die diabetes en die hoë bloed. Gesond eet, oefen, al hierdie goedes moet ek mos maar nou doen en so aan, ja. So ek sal ek dink hierdie week sal hulle seker vir my laat weet en dan sal ek net weer ingaan. Okay. Ag Levansa, nee maar beter, wel gedaan, want ja, dis omtrent 'n storie en omtrent 'n ja, ding waar deur mens moet werk, nê, en dinge gebeur so vinnig, nê. Ja, vrek. En wat het vir jou wou gevra dat want Shame, toe jy die eerste keer, dit was nou heel in die begin met wat jy gedeel het, wat dit was 2020 en toe jy baie mammogramme die hele tyd gedoen, was elke keer die uitkoms, was dit net, het dit gewys dit was skoon? Is dit hoekom jy eers in 2024 en toe? Hulle die eerste een toe ek eerste keer gaan, toe moet ek nou weer gaan, want hulle kon nie mammogram is mos nog maar 'n ander proses. Dan kan hulle nie lekker optel nie. Hulle die eerste keer of die tweede keer, dan is dit onder die bors, dan sê hulle hulle kan nie eintlik iets sien, want kyk, mammogram kan jy nie eintlik iets sien nie. Jy moet gaan vir die biopsie. Daai naald alleen is al klaar op sy eie, is hy nie vir my al klaar nie lekker nie. So die twee keer moes ek teruggaan, omdat hulle dink daar was iets onder, maar dan is dit nie, dan was dit iets anders gewees, soos hulle nou sê, dan is dit amper asof dit 'n bietjie natterig was of iets van die aard, en dan moet ek nou weer teruggaan. So my goed by mammogram en by opsie. Veral die naald. Ek het vir hulle gesê, ek het sommer foto's ook gevat, want hulle het nou vir my toestemming gegee, kan mos maar nou foto's vat. Maar dit is 'n lekker proses vir enige persoon op die oomblik. En dis hoekom ek nou maar betrokke is om te sê by mense wat ook dit het. Ja, dis ek gaan met die tannie saam met haar wat sy gegaan het, en dat ek nou maandag het ek weer op Tygerberg, en om iemand om te sien, want al wat ek kon, daai tyd wat ek nou deurgemaak het ek een vriendin, sy het met elke besoek was sy saam met my, en toe die dokter ook dit nou sê wat dit is, toe was hy ook saam met my. So die support wat 'n mens kry, of wat jy het, verskil, nee, is so belangrik. Ja, dis hoekom ek my niggie se dokter sê van die refusing, en so sy moet met die ambulans inkom, en nou probeer ek gaan nou vir chemo, nog elke keer gaan ek en gaan sit net daar tot sy begin met die chemo. So pay it forward, ek sê dit vir myself, because ek het iemand gehad wat vir my support het, en ek voel om iemand anders se support. Ek voel nog op 'n keer wat ek kry, daar so 'n bietjie neeweffekte, wat ek dan ook vir die dokter wil praat, want ek is nie seker of dit die pille is en of wat dit is nie, maar baie keer jy vergeet te vinnig. Maar hulle het gesê blykbaar dit is by radiation, dat van die goede, soos ek weet, die een kan is mos maar nou baie gevoelig nog steeds. Hulle het gesê dit sal tussen 4 en 6 maande sal hy nog 'n bietjie dood wees, sal dit nog nie, die gevoel is nog nie heeltemal daar nie, en dan het hulle ook gesê van die chemo mos maar die hare daarop nog nie so gelei nie, maar die een kant, alles as ek seer is, of as ek koud kry, of as ek is altyd net in die een kant, die een kant. So dit is nogal in die een kant, ja. Ag, Shame Levansa, nee, maar ek wens jou spoedige herstel, nou volkome herstel toe, en ek weet jy gaan goeie nuus kry as jy nou die dokter weer gaan sien, hoor. Ag, jette, maar Levansa, kan jy ons ook nou 'n bietjie vertel, toe jy nou wel, jy het nou uitgevind, jy weet, dit is wel nou kanker, en toe het jy nou kontak met ons gemaak. Hoe daai prosesie toe vir jou gevolg? Hoe het jy dit ervaar? Weet jy, ek het, dit was vir my baie gou gewees. Ek was mos nog by die werk, en ek het mos maar nou eers gewag tot ek nou heeltemal weet wat gaan gebeur. En dan moet ek mos nou
toe ek mos nou gerapporteer in Platinum. Dankbaar daarvoor want ek dink amper ek was nog daai tyd by ek dink by Absa of by Sambo Bank. Ek is nie seker nie, maar dit was baie lank terug. So dit is baie jare terug wat ek dink dit was nog R60 wat ek daai betaal het. Sjoe, Wat ek okay. gevoel het Platinum het gebel en ek het mos nou dit gedoen en toe dit nou regtig is dat ek nou dit het ek nou onmiddellik toe maar e-mail gestuur en ek is nou nie heeltemal seker met wie ek daar gepraat het nie. Maar ek het baie goeie antwoorde gekry. Goed, dan moet ek mos maar nou neem en dan moet dit mos maar hospitaal en die hospitaal vul mos maar die vorms in. Dan wag jy ook maar 'n hele tyd. Maar dis nou een ding wat ek baie voor dankbaar is dat ek destyds dit gedoen het. Platinum het vir my regtig waar. Ek het nou al vir my susters, ek het 'n klomp name ook al ingegee vir mense omdat ek self nou hierdie journey geloop het en self gesien het wie nou regtig vir my was. So ek is baie dankbaar. Dit het baie gou gegaan en hulle het vir my laat weet hoe ver dit is. Hulle het vir my laat weet dit gaan betaal word en al die goede en agterna het ek pragtig by die werk was ek nog gewees en hier kry ek nog 'n groot boks met 'n geskenk en dit was net te pragtig. Ek het foto's gevat, my baas het almal daar gestaan. Dit was vir my net 'n pragtige hartseer tyd, maar welkom. Nee, glad. Ek is die opvolg en die is jy okay en selfs u wat vir my elke keer hoe gaan dit nog met jou en is jy nog so dit is nog vir my baie goed gewees. So ek is baie dankbaar dat ek op betyds daai tyd besluit het om Platinum te hê en dit pad geloop het ook met julle. Ja, dit is vir my goed, ja. Jette, nee, ek is bly ons kon jou bygestaan het, Lavansa, sjoe, en ek wil ook by jou uitgevind het, ek weet wanneer mens nou gediagnoseer word, daar is maar vreeslike onkostes wat betrokke is. Het jy, ja, jy weet jou uitbetalingkie van ons, het dit maar meeste gegaan vir jou mediese kostes of is daar iets anderste wat jy maar met jou geldjies kon gemaak het as jy 'n mediese fonds of so gehad het? Nee, ek kon daarom die sien as hulle vir jou gaan vir radiation of hulle gaan stuur vir jou vir chemo, dan sê hulle nie gewoonlik wat die bedrag is wat jy moet betaal nie. So dit was ook vir my nogal 'n skok, maar ek was so dankbaar dat ek het intussen toe hulle nou vir my sê van die radiation en die chemo of die chemo, een van die twee wat ek sal doen, het hulle ek het nie 'n shower in dit gehad nie. En ek wil nou en omdat ek nou radiation en dit moet ek 'n bietjie weg van mense wees. Ek moet nie tussen mense en ek moet nie as ek kon het hulle gesê moet ek maar apart was, maar hulle is 'n bietjie bang vir infeksie. So dis die eerste ding wat ek toe maar gedoen het, dat ek net my plekkie vir myself inrig, my eie shower, my eie toilet en lekker apart rustig wees. So dit kon ek doen, wat ek seker nooit weet nie, wanneer sou ek dit ooit kon gedoen het nie, maar dit is die geld wat toe nou ook handig te pas gekom het. En dan was dit mos nou maar nou deels van elke dag se bedrag wat ek moes betaal het, was iets soos amper 4, net vir die radiation se elke dag was omtrent R500 per en dan is dit mos nou die hospitaalkoste. So en ek kon 'n bietjie van dit kon ek daar weggesit het. Anders mense is so geneig om as jy so groot geld en dis mos maar my eerste keer wat ek so klomp geld gehad het, dan is jy so geneig om jy wil net koop, jy wil net die dinge wat jy nooit gehad het, wil jy koop, maar nou is ek so bly dat ek moes toe mos nou dit moet gaan vir die en dan voordat hulle in elk geval ook vir my daar's 'n legal admin by Groote Schuur, so voordat ek daai bewyse en al hierdie goedes kon stuur vir Platinum, moet jy eers, ek dink ek het 700 iets ook betaal vir dit, dat hulle vir my al dit kan gee, want ek weet ek was op 'n tyd het ek nog gestuur, dat sê hulle vir my ek moet nog iets aanvra en ek moet nog aanvra, so dit was 'n proses gewees vir dit, maar
die geld kon ek daarom nuttig gebruik om eerstens my plekkie vir my reg te maak en dan die hospitaalkoste. Ek het nou die laaste keer was ek daar gewees, want vir elke keer wat jy ook maar nou moet gaan, moet jy nog elke keer betaal. So ek hou nog altyd, so wanneer hulle weer vir my, soos ek nou weer moet gaan vir besoek, vir elke dingetjie word, dan moet jy maar nou betaal. So dit is vir my, ja, en ek op die oomblik as ek werk, ek moes nou nie op die oomblik nie. Ja. So, en daar is kostes wat mos maar elke maand afgaan. Ja. My een sien het ook nog vir my gesê, mami moet ook kyk of mami maar weer kan werk, want mami kan nie laat, mami klomp skuld, en so het ek my kinders geleer, jy maak nie skuld nie. Ja. So ek sal, een of ander tyd sal ek nou maar eers moet kyk, maar ek wag maar nou eers en kyk maar nou eers verder. Ja, jy moet na en ek wil jouself baie kyk, graag, ja, ek moet eers dit, ek kan nie nou gaan werk en ek weet dat die arm is nog nie reg. Dis hoekom ek is nou tans by 'n gym, want ek moet myself help om met die arm moet dan lig. So as ek nog geleed verby die radiation, moes jy mos nou heeltyd so lê. So daai wat eintlik keer as ek nou ek wil nog gewys het hoe ek gelê het. Ek het eintlik op pad toe gevat. En as ek nie die arm lig nie, dan is dit moeilik. So ek moes gelê het dat die arm kan strek en so aan. So maar op die oomblik doen ek soos ek doen ek gym en ek doen daai goedjies om vir my verder te help en so aan, ja. Definitief. Nee, sterkte daarmee nog, Levanse. Ag jette, maar daar is die masjien, ja, sjoe. Ja, en jy moet 'n rukkie so lê, nê? So sjoe. Ja, sjoe. So die arm op die oomblik is my arm nog nie so dat ek hom heeltyd kan, want dit trek is seer. Ja. Ja, dan het ek nou die ander het ek gehou, want op die oomblik wil ek mos ook kyk of ek vir my nou 'n ander bos kan, maar hulle het ook gesê eers so na 6-7 maande, so ek wag nou eers vir wanneer ek daar kan. Ja, okay, Levanse. Ag jette, maar kan ek vir jou net vra, dit is nou 'n sinnetjie wat jy vir ons moet voltooi asseblief. So, net om te sê, ek weet nie of jy kan onthou wie jou verwys het al daai jare terug nie, maar dit is gewoonlik 'n vriendin of 'n kollega gewees, maar net om te sê, ja, ek is dankbaar, ek was deur my vriendin of kollega verwys na Platinum Life toe, want ek is dankbaar dat ek dink meer as 20 jaar gelede deur 'n vriendin, ek is nou nie eens seker, ek dink dit was Marsha, verwys was na Platinum Life, want nou het ek nie wat ek nooit sou kon doen nie, of alles wat vir my gelyk het asof, want ek kry baie mense wat dieselfde, en omdat daar nie die nodige fondse is nie, en omdat hulle nie die nodige polisse of iets het nie, ken ek mense wat dieselfde gedoen het, dieselfde operasie wat nou nie meer daar is nie. Dieselfde tyd ook. Ek het nou 2 mense hierdie jaar verloor, wat dieselfde gehad het, en hulle het nie die fondse gehad om ook te kan gaan waar ek gegaan het nie, en hulle het ook nie geweet dat is iemand wat al die pad saam is. So Platinum het vir my gehelp in dit wat ek op die oomblik is, en dit wat ek op die oomblik het, en ek is net dankbaar dat ek op die regte tyd besluit het om hierdie polis te vat.